Goeiemôre almal. My naam is Sonja Gerber. Jong, vanoggend sit ons hier so op die plaas, nê? Ons het nie krag nie, maar ons is dankbaar. Ons is baie dankbaar. Die Here is nog steeds in beheer. Al lyk dinge partykeer net 'n bietjie woes. Gaan ons nie toelaat dat hierdie goed ons onderkry nie. Nee, ons kyk op want ons verlossing is van bo. Ons verlossing is nie van onder nie. Onder is daar duisternis en dan is ons sommer net soos 'n geknakte riet. Maar kom ons gesels. Vandag is natuurlik Woensdag. En dit is die 26ste November die jaar 2025 en ek wil aangaan oor die heerskappy van God, want wie laat jou beter voel? Wie gee dat, al gaan jy deur beproewings, al gaan jy deur moeilike tye en soos ons nou, dit is 'n beproewing, want jou geduld word beproef en alles word beproef en jou finansies word beproef, maar ons is dankbaar want die Here se genade is nog steeds met ons. Hy dra ons deur. Ons lees vanoggend hier by Romeine 5 vanaf vers 14 tot 21. Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie, want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, baie oorvloedig geword. En nie soos deur een wat gesondig het, is die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een, veel meer as hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus, halleluja. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is daar deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe, halleluja, prys ons koning. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel het, sal daar ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot geregtigheid gestel word. Maar die wet het daarby gekom, sodat die misdaad meer sou word. En waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloediger geword. Sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus ons Here. My volgende gedeelte kom vir ons hierso uit Kolossense 1 en ons lees vanaf verse 13. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van sy seun, van sy liefde, in wie ons die verlossing deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye, owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape, halleluja. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente, wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge wat op die aarde is, sowel as die dinge wat in die hemel is, halleluja. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie dat U heers. U heers oor alles. U is in beheer van alles. Here, soms lyk dit vir ons of die toekoms miskien 'n bietjie aan die donker is. Maar Here, as die lig tevoorskyn kom, dan verdwyn die duisternis en dan sing ons halleluja, dankie Here, U is nog steeds in beheer. Here, baie dankie dat ons vanoggend met 'n dankbare hart kon opstaan met die wete, U het nog nie ons asemteug kom terugvat nie. U het ons nog 'n kans gegee op lewe. Here, mag U elkeen van ons seën in hierdie dag. Dis my gebed in Jesus naam, halleluja, amen en amen.